1 Samuel, hoofstuk 31. Die Filistyne en die Israeliete het teen mekaar geveg, maar die manne van Israel het gevlug vir die Filistyne. Oral op die berg Gilboa het daar dooies gelê. Saul en sy seuns is deur die Filistyne agterna gejaag. Hulle het Jonathan, Abinadab en Malkisua, die 3 seuns van Saul, doodgemaak in die geveg. Die stryd teen Saul het hewiger geword. Die boogskutters het op Saul afgekom en hy was baie beangs. Saul het aan sy wapendraer gesê: "Jy moet my met jou swaard doodsteek. As jy dit nie doen nie, gaan hierdie onbesnede Filistyne dit doen en met my die spot dryf." Saul se wapendraer was egter net so bang soos hy en wou dit nie doen nie. Daarop het Saul in sy eie swaard geval. Sy wapendraer het gesien wat hy doen en dat Saul dood is. Daarom het hy ook in sy eie swaard geval en op die dag saam met Saul gesterf. Op een dag het Saul, sy 3 seuns, sy wapendraer en sy manskappe gesterf. Aan die oorkant van die vallei en aan die ander kant van die Jordaanrivier het die ander Israeliete besef dat die manne van Israel aan die vlug was. En toe hulle agterkom dat Saul en sy seuns gesterf het hulle besluit om hulle stede te verlaat en ook op die vlug te slaan. Daarop het die Filistyne in daardie stede gaan woon. 'n Dag later het die Filistyne die dooies gaan plunder. Hulle kom toe op die lyke van Saul en sy 3 seuns af op die berg Gilboa. Saul se kop het hulle afgekap en sy wapenrusting uitgetrek. Dit het hulle alles in die Filistyne se land rondgestuur as deel van 'n vreugdevolle boodskap in hulle tempels en aan hulle volk. In Astarte se tempel is sy wapenrusting uitgestal en sy lijk teen Bet-San se muur vasgeslaan. In Gilead het die inwoners van Jabes daarvan te hore gekom wat die Filistyne met Saul gedoen het. Daarom het daar van die dapper manne klaargemaak en deurna getrek om die lijk van Saul en die lyke van sy seuns te gaan afhaal teen Bet-San se muur. Dit is daar by Jabes verbrand. Onder die tamarisk in Jabes het hulle die beenderre begrawe en gevas vir 7 dae.